Gees, U gee die rigting. Heilige Gees, U lig my pad. Heilige Gees, U woord bring vryheid. Koninkryk kom, laat die koninkryk kom. Hallo julle. En welkom by vanaand se aanlyn, of soos ek dit graag noem, binnekamer Pinksterdiens. Ons het die voorreg gehad om hierdie hele week in die oggend en in die aand by mekaar te kon kom en saam met mekaar die Here te kon loof en te kon prys en te aanbid. Maar vanaand doen ons dit aanlyn, maar spesifiek dan ook in die privaatheid van ons binnekamer of ons sitkamer of waar ons ook al hierdie diens kyk. En daar is 'n dubbele rede daarvoor. Dat in Pinkstertyd is dit ook goed dat ons ook mekaar herinner aan wat 'n voorreg dit is om so as 'n geloofsfamilie by mekaar te kan kom, waar daar baie gelowiges is wat nie daardie voorreg het nie. Daar is baie gelowiges, ons geloofsfamilie, ons boeties en sissies wat in ander lande bly, waar dit nie toegelaat word om hulle geloof vrylik uit te leef nie, waar hulle nie hulle Christendom mag uitleef nie, en kom hulle ook so in geheim in binnekamers waar niemand weet nie by mekaar, want hulle lewe is in gevaar. Sou iemand moes uitvind waar hulle by mekaar kom, sou daar se muur-offisiere ingestorm kom, hierdie gelowiges gevange neem, en in uiterste gevalle hulle laat doodmaak. Ons mag nooit vergeet wat 'n voorreg dit is, om so as 'n geloofsfamilie by mekaar te kan kom nie. En is dit goed dan dat ons vanaand dit so aanlyn doen, met die voorreg om die woord van die Here te ontvang, maar nog steeds met 'n verlange, dat hoe lekker dit eintlik sou wees, as ons vandag nog steeds so by mekaar dan ook was. Dit gee vir ons 'n waardering, dat iets wat vir ons eintlik 'n stuk gemak geword het, ons het eintlik bietjie gemaklik geraak met aanlyn bediening, maar vanaand is die bedoeling dat ons vanaand ietsie sal beleef van die verlang na mekaar. En dat dit lekker is om saam as 'n geloofsfamilie ons geloof vrylik te kan uitoefen. Binne in 'n land met al sy gebrokenheid en sy stikkindheid, maar waar ons nog steeds onbeskaamd en sonder voorgee kan sê, ons is kinders van die Here, en waar ons vrylik en openlik kan aanbid. Die gelowiges van vandag, waar dit nie toegelaat word nie, sy werklikheid is baie ook hoe die werklikheid was van die apostels, in die tyd toe Jesus na sy hemelvaart vir hulle gesê het, gaan terug Jerusalem toe, en gaan wag daar op die uitstorting van die Gees wat aan julle beloof is. Hierdie apostels se lewe was ook in gevaar. Hulle het ook geweet dat daar offisiere is, Romeinse offisiere, en Joodse skrifgeleerdes en fariseërs, dieselfde mense wat Jesus laat kruisig het, is ook daarop uit om hulle ook om die lewe te bring, om redes te soek om van hulle as volgelinge van Jesus ook te verhinder om die evangelie van Jesus te verkondig. En daarom moes die apostels ook uit vrees vir hulle lewe, ook maar somtyds in 'n bovertrekkie iewers by mekaar kom. Of iewers in iemand se huis in die geheim by mekaar kom. Ons lees juist dat by Jesus se hemelvaart, het Jesus vir hulle gesê, gaan terug Jerusalem toe en gaan wag daar op die uitstorting van die Heilige Gees. En dan lees ons dat die apostels daar in die bovertrek by mekaar was, saam gebid het, saam aanbid het, mekaar ondersteun het en saam met mekaar gewag het op die uitstorting van die Heilige Gees. Daarom wil ek jou uitnooi vanaand, om in jou sitkamer, of jou binnekamer, of jou TV-kamer, of waar jy ook al na hierdie diens kyk, dat jy in jou verbeelding jouself sal inleef, asof jy vanaand saam met die apostels sit, wagtend, biddend, op die uitstorting van die Heilige Gees. Mag vanaand se diens vir elkeen van ons 'n besondere, intieme, persoonlike ontmoeting met die Here wees. Vanaand se tema is die tema in die vraag dat kies jy of veg jy altans teen die Heilige Gees of deur die Heilige Gees. 'n Baie belangrike besluit. Twee uiterstes van mekaar, so wat ons gehoor het toe ons vroeër in hierdie week gesels het ook oor keuses en die gevolge daarvan. Veg jy teen die Gees of deur die Gees? Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons as kinders van die Here het,
Here, om vrylik by mekaar te kan kom. Ja, Here, ons weet in hierdie land is daar baie uitdagings en baie dinge wat stikkend en gebroken is, Here, maar ons het nog hierdie voorreg om ons geloof vrylik te mag uitleef. Waar dit vir baie van ons geloofsfamilie en ander dele van die wêreld nie die geval is nie, Here. Daarom loof ons U en prys ons U vir die voorreg wat ons hierdie week het en elke Sondag het om so as 'n geloofsfamilie by mekaar te kan kom. Here, dankie dat ons in hierdie afgelope week elke dag kon leer oor hierdie sleutels tot 'n geesvervulde lewe. En Here, ons vra dan ook dat U ons vanaand ook hier in hierdie ruimte kom ontmoet. En Here, dat U woord vir ons sal kom oopbreek. Met ons sal kom praat, Here. En vir ons sal kom leer, nog meer, nog dieper, oor wat 'n lewe deur die Gees beteken. Hier is ons Here. Kom ontmoet ons vanaand hier. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Vanaand lees ons uit 2 Timoteus 1 van vers 6 af. 2 Timoteus 1 van vers 6 af. Nou ons weet Timoteus was 'n jong man gewees, waarskynlik 'n jong seun gewees, wat een van die leiers van die vroeë kerk was. En Paulus neem Timoteus eintlik so onder sy sorg. En Paulus wil Timoteus bemoedig, maar hy wil hom ook bemagtig en hom toerus vir hierdie taak wat die Here oor sy roeping gebring het. Timoteus is natuurlik 'n voorbeeld daarvan dat die Heilige Gees nie deur menslike standaarde of menslike beperkings ingeperk word nie. Die Heilige Gees ken nie ouderdom nie. Die Heilige Gees ken nie geslag nie. Dit maak vir die Heilige Gees nie saak hoe goed jy kan praat of hoe goed jy nie kan praat nie. Die Heilige Gees wil elkeen van ons gebruik en kan elkeen van ons gebruik. En so het die Heilige Gees hierdie jong Timoteus gebruik as 'n leier onder die eerste Christelike kerk. En hierdie woorde wat Paulus vir hom skryf, en in hierdie woorde vind ons ook 'n verdere sleutel tot 'n geesvervulde lewe. Lees dit saam met my. 2 Timoteus 1 van vers 6 af. Om hierdie rede herinner ek jou om die genadegawe van God wat in jou is, deurdat ek jou die hande opgelê het, opnuut aan te vuur. God het ons tog nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Moet jou dus nie skaam vir die getuienis van ons Here nie, ook nie vir my, sy gevangene nie, maar dra jou deel van die lyding vir die evangelie deur middel van die krag van God. Hy het ons verlossing geroep met 'n heilige roeping, nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en genade. Reeds van ewigheid af is dit in Christus Jesus aan ons geskenk. En nou is dit geopenbaar deur die verskyning van ons verlosser, Christus Jesus, wat die dood vernietig het en die lewe en die onverganklikheid deur die evangelie aan die lig gebring het. Tot sover wat ons hierdie gedeelte lees uit die woord van die Here. Weer eens ons tema vir vanaand is: veg jy teen die Gees of veg jy deur die Gees? En ons het in hierdie week wat verby is in Pinkstertyd herhaaldelik daar gehoor dat ons, alhoewel ons kinders van die Here is, alhoewel ons weergebore is en in Jesus glo en daarom die Heilige Gees in ons lewe het, is dit nog steeds moontlik dat ek en jy die Heilige Gees, ons het gehoor, kan bedroef en die Heilige Gees kan teenstaan, dat ons doelbewus kan veg teen die werking van die Heilige Gees. En in hierdie week wat verby is, het ons keer op keer gesien wat die gevolg daarvan is, wanneer ek en jy teen die Heilige Gees veg. Die waarheid is dat indien ek en jy 'n geesvervulde lewe wil hê, indien ek en jy geesvervuld wil wees, en elke dag voller van die Heilige Gees wil wees, dan moet ons nie die Heilige Gees teenstaan nie, dan kan ons nie teen die Heilige Gees veg nie, maar moet ons eerder geheel en al oorgee aan die leiding van die Heilige Gees, ons deur die Gees laat lei, en dan ook veg deur die krag van die Heilige Gees.
Paulus verwoord 'n paar dinge in hierdie gedeelte wat baie belangrik is in hierdie verband. En ek wil net so 'n paar goedjies vir ons uitlig en dan praktiese voorbeelde vir ons gee van hoe ons deur die Heilige Gees veg en hoe die Heilige Gees aan ons die oorwinning gee. Onthou, wanneer ons sê dat ons veg deur die Heilige Gees, dan moet ons besef dat hierdie nuwe lewe wat Jesus vir ons moontlik gemaak het, beteken dat ek en jy veg nie vir oorwinning nie. Ons leef vanuit Jesus se oorwinning wat reeds behaal is. En dat die Heilige Gees die bevestiging daarvan is en dat die Heilige Gees die krag van God is wat in ons werk en deur ons werk en deur ons die oorwinning gee. Paulus sê aan Timoteus, hy sê dat jy moenie die genadegawe van God wat ek aan jou gegee, wat jy ontvang het toe ek jou die hande opgelê het. Nie Paulus wat dit vir hom gegee het nie. Die Heilige Gees kom van Jesus af, maar die oomblik toe Paulus Timoteus die hande oplê, toe ontvang hy hierdie genadegawe. Die genadegawe is die Heilige Gees. En Paulus sê, jy, jongman, moet hierdie genadegawe aanvuur. Jy moet die vlam hoër blaas. Jy moet sorg dat jy groei in jou verhouding met die Heilige Gees. En jy moet nie teen die Heilige Gees veg nie. Moenie hom teenstaan nie. Moenie die Heilige Gees se werking in jou lewe verwaarloos nie. Maar blaas eerder die vuur aan. Sorg dat jy groei in jou verhouding met die Here. Sorg dat jy toegewyd bly aan die Here. Sorg dat jy die Here dien in alles wat jy is en alles wat jy doen. En dan gaan Paulus verder en Paulus sê, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Krag, liefde en selfbeheersing. Waarom haal Paulus hierdie 3 woorde uit, wanneer hy praat van die krag van die Heilige Gees in Timoteus en in my en jou lewe? Eerstens, is hierdie woorde wat Paulus vir ons hier herinner baie belangrik, dat die gees wat in ons gegee is nie 'n gees van vreesagtigheid nie. Nou let wel, dit beteken nie dat ons as kinders van die Here nie soms bang voel nie. Natuurlik doen ons. Ons is mense. En soms kom daar omstandighede op ons pad, of situasies op ons pad, of soms beraak ons selfs bewus van 'n roeping wat die Here vir ons lewe het, wat ons bang maak, want ons voel nie bekwam genoeg daarvoor nie. Ek onthou toe ek as 'n jong hoërskoolseun besef het dat die Here my roep om 'n dominee te wees, was daar 'n stuk angstigheid by my ook daaroor. So as Paulus hier sê dat die gees wat in ons gegee word is nie 'n gees van vreesagtigheid nie, dan beteken dit nie dat ons as mens nie soms bang raak nie, maar dit beteken juis dat wanneer ons bang is, wanneer ons oorweldig voel, ons moet besef dat God se krag tot ons beskikking is, nie ons eie nie. God se krag kom juis tot volle werking, sê Paulus ook, wanneer ons swak is, en wanneer ons weet dat ons nie alleen kan nie, en wanneer ons daarom in volkome afhanklikheid van die Heilige Gees leef. En die vreesagtigheid waarvan Paulus hier skryf, is dat die Heilige Gees wat aan ons gegee word, weer eens, net soos Filippense 4 vers 13, nie beteken dat ons eindelose potensiaal binne ons het, en dat ek en jy alles kan bereik wat ons graag in die lewe wil bereik nie. Nee, hier word gepraat binne in 'n konteks waar ons as Christene geroep word, soos Timoteus geroep word, om ons Godgegewe roeping in hierdie lewe te gehoorsaam. En dan, wanneer ons omstandighede moeilik is, wanneer die lewe ons oorweldig, wanneer ons vervolg word of te nagekom word as gevolg van ons geloof, wanneer die aanslae op ons lewe toeneem, wanneer die bose ons aanval, wanneer ons moedeloos is, uitgeput is, dan sal die Heilige Gees aan ons die krag gee, ons in staat stel om te volhard in die goeie, om die Here te dien, om toegewy aan die Here te lewe. Dit gaan nie oor ek kan enigiets doen wat ek graag wil nie, want dit impliseer dat ek in beheer van my eie lewe is, maar wanneer ek oorgee aan die Here, en wanneer ek lewe onder beheer van die Heilige Gees, dan gaan dit nie meer oor my wil, en my drome, en my potensiaal, en alles wat ek in die lewe wil bereik nie, want ek lewe vir God se eer, en God se wil vir my lewe. En wanneer ek lewe, met 'n fokus op God se koninkryk, wanneer God se wil my fokus is, wanneer ek lewe vir God se eer en heerlikheid, en hom wil gehoorsaam, kan ek maar verseker weet, gaan daar moeilikheid oor my pad kom.
Jesus het homself gesê, in hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê. Maar hou moed, want ek het die wêreld klaar oorwin, sê Jesus. Jesus het reeds die oorwinning behaal. En sodat ek en jy kan deel in sy oorwinning en kan leef vanuit sy oorwinning, gee hy vir ons die Heilige Gees sodat ons kan weet dat ons is nie alleen nie. En ons hoef nie op ons eie insigte en krag staat te maak nie. Want die Gees wat aan ons gegee word, is nie 'n gees van vreesagtigheid nie. Dis 'n almagtige Heilige Gees. Dis 'n sterk Heilige Gees vir wie alles moontlik is en deur wie se krag in ons lewe God wonderlike dinge kan en wil doen. Nou gaan Paulus verder en Paulus sê dat die Gees, die genadegawe wat aan Timoteus en aan my en jou geskenk is, wat ons moet aanvuur en aanblaas, is 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing. Krag, liefde en selfbeheersing. Dit stem baie ooreen met Jesus se woorde aan die apostels, net daardie woordjie krag, waar Jesus gesê het, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. In Efesiërs dan skryf Paulus, hy bid dat ons geestesoë so verhelder sal word, dat ons God waarlik sal ken, dat ons sal besef watter hoop sy roeping oor ons lewe inhou, en hoe geweldig groot die krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Die woordjie krag wat in die Bybel gebruik word, verwys onder andere ook na potensiaal, moontlikhede. Die Heilige Gees wat in ons werk en deur ons werk, is ons sterk. Ons krag word nie in onsself gevind nie, maar in die Heilige Gees. Hierdie krag stel ons in staat om te volhard wanneer daar moeilike omstandighede op ons pad kom. Hierdie krag stel ons in staat om onbeskaamd oor ons geloof te getuig. Selfs al beteken dit dat mense ons te na gaan kom, of ons gaan vervolg, of ons selfs gaan wil doodmaak. Soos wat in die apostels en baie van ons gelowige boeties en sissies in hierdie wêreld die realiteit is. Hierdie krag van die Heilige Gees gee vir my en jou die krag om elke dag te lewe in gehoorsaamheid aan God deur die voorbeeld van Jesus Christus. En dis 'n bodemlose bron van krag. Dis 'n krag wat geen einde ken nie. En daarom wanneer ek en jy uitgeput, moedeloos, oorlaai is, oorweldig is, kan ek en jy gewoon bid en vir die Heilige Gees vra. En hy sal vir ons die krag gee wat ons nodig het vir elke dag. Dis ook 'n gees van liefde. Hoe dan nou anderste? Want God is liefde. En as dit God se gees is wat in ons hart woon, natuurlik sal dit 'n gees van liefde wees. En wanneer ek en jy deur die Heilige Gees lewe, word ek en jy elke dag van ons lewe deur die Heilige Gees herinner aan God se liefde vir my en jou. Die woord sê dat deur die Heilige Gees word aan my en jou die voorreg gegee om kinders van God genoem te word. Ons het gisteraan daaroor gesels. Daarom kan ek en jy weet en herinner die Heilige Gees ons daagliks daaraan dat jy is 'n geliefde van die Here. God is lief vir jou. Maar dan ook verder stel die Heilige Gees ons in staat om bronne van God se liefde in hierdie wêreld te wees en om ander lief te hê soos wat God ons eerste lief gehad het. En omdat dit geesliefde is, beteken dit is nie ons eie liefde nie, is nie die liefde van hierdie wêreld nie. Is 'n liefde wat anders te lyk as wêreldse liefde. Is 'n liefde wat dieper is as wêreldse liefde. En wanneer ek myself laat lei deur die Heilige Gees, wanneer ek nie veg teen die Gees nie, maar wanneer ek veg deur die Gees, gee die Heilige Gees aan my die vermoë om waarlik lief te hê, soos God dit wil hê. Dan gaan die Heilige Gees my in staat stel, my man en my vrou, my kinders, my vriende, my geliefdes, my kollegas, vreemdelinge wat oor my pad kom, waarlik en ten volle lief te hê. Dit terwyl ek ook elke dag opnuut weer bevestig word, herinner word, verseker word van God se liefde vir my. Sien julle, waarom het ons nie nodig om te vrees nie? Waarom het ons nie nodig om bang te wees nie?
Want God is lief vir ons. En die Heilige Gees verseker dit vir ons. Die Heilige Gees help ons om dit raak te sien, om dit te aanvaar as waar. En dan lees ons ook dat dit die gees van selfbeheersing is. En dit bring ons terug na iets baie belangriks wat ons al 'n paar keer in hierdie week gehoor het. En dit is dat wanneer ek 'n geesvervulde lewe wil lei, moet dit wees dat ek kies teen my sondige natuur, dat ek my rug moet draai op my sondige natuur en myself elke dag onder beheer van die Heilige Gees moet plaas. En ek en jy as kinders van die Here het elke dag van ons lewe tog nog steeds hierdie innerlike stryd binne ons. Daar's 'n deel van ons wat onsself die hele tyd wil terugtrek na ons ou lewe toe, na ons sondige natuur toe, na die dinge van hierdie wêreld toe. Maar daarom kan ek en jy verseker weet dat een van die beloftes wat ek en jy ontvang wanneer ons veg deur die Gees, nie vanuit ons eie krag nie. Want die oomblik wanneer ons vanuit ons eie krag veg, beteken dit ons veg teen die Heilige Gees. Maar wanneer ons veg deur die Heilige Gees, word ek en jy in staat gestel, nie uit ons eie krag nie, maar uit sy krag, om te veg teen die sonde, om op te staan teen die sonde, en om die sonde elke dag te oorwin. Ons is nie meer slagoffers van die sonde nie, ons is nie meer slawe van die sonde nie, aan ons word selfbeheersing gegee. Selfbeheersing en dissipline, om elke dag te kan kies wie ons wil wees en vir wie ons wil lewe. Daarom is dit vir enige kind van die Here moontlik om sonde te oorwin. En is daar eintlik geen verskoning meer vir elke keer wanneer ons tekort skiet of weer terugval in ons ou gewoontes of gebruike nie. En wanneer ek doen, dan vra ek gewoon vir die Heilige Gees om vir my op te tel, vir my die krag te gee, sodat ek weer kan opstaan, weer kan probeer, kan leer uit my foute, geestelik kan groei, sodat ek my rug kan draai op die sonde en kan kies om elke dag vir die Here te lewe. Om te veg deur die Gees is om elke enkele dag van my lewe te veg teen my sondige natuur, om te veg teen die versoekinge van hierdie wêreld, om te veg teen die geluk van hierdie wêreld en die standaarde en die waardes en die manier van dink en doen. En om deur die krag van die Heilige Gees oorgegee aan Jesus Christus heilig te lewe. Om anderste as die wêreld te wees en om elke dag dieper en dieper te groei in my verhouding met die Here. Daar is ook 'n wonderlike belofte wat ons uit die woord van die Here uit ontvang. Dat wat vir ons waar sal word wanneer ons geesvervuld lewe, wanneer ons veg deur die Gees. So wat ons nou gehoor het, stel die Gees ons in staat om die sonde te oorwin en om te heers oor die sonde en nie anderste om nie. Die volgende wonderlike ding wat gebeur wanneer ek oorgee aan die Heilige Gees en veg deur die Gees, is dat die Heilige Gees God se woord vir my oopbreek en verstaanbaar maak. Wanneer ek my Bybel lees, en ek lees dit in afhanklikheid van die Heilige Gees, dan kry hierdie woorde vir my nuwe betekenis, dieper betekenis. Dan help die Heilige Gees my om te verstaan wat ek lees. Die Heilige Gees help my om God se stem te hoor in hierdie woorde, sodat ek God dieper kan leer ken. Daarom moet ek gedissiplineerd elke dag tyd maak om God se woord te bestudeer. Maar moenie net oopmaak en dit self doen nie. Moenie die Bybel lees uit jouself en jou eie vermoë uit nie. Doen dit deur die Gees. Veg deur die Heilige Gees. En as jy jou Bybel oopmaak, bid en vra die Here, Here, help my, o Heilige Gees, om te verstaan wat ek lees, sodat ek God se stem sal hoor in hierdie woorde wat ek lees. Daar gaan nou daar kom, wanneer jy bietjie moeg is en die woorde gaan nie insink nie, of daar gaan jy 'n teksgedeelte lees wat vir jou bietjie moeilik is en jy sukkel om sin te maak daarvan, maar hou moed, onthou God beloof dat wie soek na my sal vind, wie vra sal gegee word, vir wie klop sal oopgemaak word. En as dit jou hartsbehoefte is om God se stem te hoor,
en jy is gedissiplineerd in dit wat jy doen. Onthou, dis deel van hoe ons die vuur van die genadegawe aanblaas, né? Ons soek na God se woord, ons soek na sy stem in hierdie woorde, en ons vertrou die Heilige Gees, dan sal die Heilige Gees God se woord vir ons oopmaak. Sal ons God se stem hoor, en sal ons in die proses groei in ons verhouding met die Here. So die Heilige Gees help ons om te veg teen die sonde. Die Heilige Gees breek die woord van God vir ons oop. En die woord sê ook vir ons in Romeine 8, dat die Heilige Gees help ons om te bid, en wanneer ons nie woorde het om te bid nie, tree die Gees self vir ons in, deur gebed. Om te veg deur die Gees, beteken ook dat ek soms vir die Here vra, Here, deur die Heilige Gees, gee vir my, wys vir my waarvoor moet ek bid, Here. Here, is daar iemand waarvoor ek moet bid? Here, is daar 'n saak waarvoor ek moet bid? En die Heilige Gees sal vir ons daardie leiding gee om dit te doen. En ook in my eie persoonlike lewe, wanneer ek op 'n tyd in my lewe kom, wat ek moeilik die woorde vind om te bid, kan ek nog steeds, al is dit net om by die Here te gaan sit, en te weet die Heilige Gees tree vir my in met woorde wat ek self nie op hierdie stadium het nie. Ek vertel baie van mense dat van my mees intieme oomblikke saam met die Here was wanneer ek self swaar gekry het, of seer gehad het, of gesukkel het om sin te maak van iets, of doodgewoon net uitgeput was. En ek dan 'n koffietjie gemaak het, buitekant gaan sit het met my koffie, en vir die Here gesê, Here, ek wil nie vanaand praat nie, maar ek wil ook nie alleen wees nie, ek het U nodig, so ek wil net hier by U sit, in stilte, en saam met U 'n koffietjie drink. En in daardie oomblik, alhoewel daar geen woorde uit my mond uitkom nie, weet ek die Heilige Gees tree vir my in. Wanneer ons veg deur die Gees, ook in ons gebedslewe, sal ek en jy beleef hoe ons gebedslewe tot nuwe dieptes gaan. Sal ons gesprekke met die Here meer intiem raak, en sal ons ook beleef hoe die Here op die mees onwaarskynlike tye 'n saak of 'n persoon op jou hart trek. En wanneer hy doen, luister, vertrou hom, en bid dan oor daardie saak of oor daardie persoon. Nie net help die Heilige Gees ons ook in ons gebedslewe nie, maar die Heilige Gees help ons ook om God waarlik te ken. Wanneer ek en jy vervul met die Heilige Gees lewe, wanneer ek en jy die beheer van ons lewe in die Heilige Gees oorgee en veg deur die Gees, word God ook elke dag 'n dieper werklikheid vir my en jou. Soos vir die Heilige Gees ons help om te groei in ons verhouding met die Here. Nog meer, lees ons in die woord, dat die Heilige Gees van my en jou kragtige getuies maak tot eer van die Here. Die Heilige Gees help ons om disippels, apostels van Jesus in hierdie wêreld te gaan wees. En wanneer ek en jy lewe deur die Gees, ontvang ons bonatuurlike krag wat ons weet nie van onsself afkom nie. En werk God deur die Heilige Gees en maak hy van ons kragtige, lewende getuies van Jesus in hierdie wêreld. Die uitnodiging vir my en jou vanaand is om op te hou om te veg teen die Heilige Gees. Dat ons moet versigtig wees om nie die werking van die Gees, die vlam van die Heilige Gees in ons lewe dood te smoor nie. Maar ek en jy word ook die opdrag ontvang, die uitnodiging gegee, soos Paulus aan Timoteus, om die werking van die Heilige Gees, wat almal van ons wat kinders van die Here het, die Heilige Gees is teenwoordig in ons lewe. Jy kan nie 'n kind van Jesus wees en nie die Heilige Gees hê nie. En daarom is daar 'n uitnodiging vir ons om daardie vuur aan te blaas. Hoe? Deur te veg deur die Gees. Die krag, liefde en selfbeheersing. Ek wil vir jou geleentheid gee vir stil gebed. Op die skerm gaan daar ook vanaand 'n paar punte wees waarvoor jy kan bid. Kom ons gaan nou in 'n tyd van gebed.
help ons om die vuur van die Heilige Gees se werk in ons lewe aan te vuur. Help ons, Here, om elke dag van ons lewe geesvervuld te lewe, oorgegee aan die Heilige Gees, sodat ons nie teen die Heilige Gees veg nie, maar deur die Heilige Gees lewe en veg. Dankie, Here, vir U Heilige Gees van krag, liefde en selfbeheersing, wat in ons lewe aan die werk is. Help ons, deur die krag van die Heilige Gees, om Jesus se hande en voete in hierdie wêreld te wees. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Mag elkeen van julle 'n wonderlike aand hê, 'n geseënde nagrus hê en 'n goeie naweek. En kom ons sien uit na Pinkstersondag, waarin ons gaan onthou die dag vir die Heilige Gees uitgestort is. Mag elkeen van ons vandag en elke dag wat kom 'n geesvervulde lewe leef tot eer van die Here. Mooi aand vir elkeen.